Hartlike goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is in die 3de week van Advent en ons kyk na die tema van vreugde, oorstelpte vreugde. Vreugde oor die koms van Christus hier in ons wêreld, in ons midde. Dit is ook so dat hierdie God, die drie enige God ons groet. Genade en vrede van God, wat op die eerste dag gesê het, laat daar lig wees. En genade en vrede van God die Seun, wat as lig mens op aarde geword het. En ook genade en vrede van die Gees, wat ons harte en ons verstand verlig. Kom ons sing op hierdie Sondag oor die goeie tyding, oor die blye tyding, lied 344. Is gebore, juich dan almal jubel oor die zaligheid. O die goeie tyding, o die blye tyding, kom met krag in die As wegspringplek, as 'n fotum, die woorde uit Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Laat julle vriendelikheid bekend word, die Here is naby. En vanoggend is ons tema om die vreugde te deel, die vreugde van die boodskap dat God mens geword het en onder ons kom woon het. Nou, vreugde is een van daai woorde wat nogals, of temas wat nogals partykeer dit moeilik maak om daaroor te preek, omdat dit baie keer moeilik is om opreg te beskryf wat hierdie vreugde beteken. En vreugde in die Nuwe Testament en in die Ou Testament het baie daarmee te doen dat dit gesetel is in hierdie God wat vol liefde is en gestand doen aan sy beloftes. Hoe die apostels ten midde van verdrukking en swaar kry verbly kan wees. Ek dink Paulus daar waar hy in Handelinge in die tronk is en daar waar hy ten midde van sy swaar kry en sy onderdrukking en verdrukking wat hy beleef, kan sê, maar ek kan verder sien as my verdriet. Ek glo my vreugde is in die opgestane Here. En die Here wat eintlik my lewe vir my heerlikheid en 'n Petrus praat daarvan 'n erfenis, 'n lewende hoop
en 'n erfenis wat ons so 'n paar weke gelede by stil gestaan het. Maar hierdie wete dat die belofte van Christus se liefde en sy nabyheid, wat Filippense ook van praat, die Here is naby. En ook in hierdie adventtyd sou ons baie maklik hierdie woorde by Paulus kon leen om te sê, maar juis in adventtyd is ons besig om gereeld vir mekaar te sê, onthou ons sê, God is met ons. En dit is waar ons onsself ook in die kerk bevind. Ons teksgedeelte vanoggend lees ons uit 1 Tessalonisense 5 en ons lees vanaf vers 12 tot by 24. Broers, ons vra vir julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en regwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk dit julle op die hart, broers. Wys die leegleiers onder julle reg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Berywer julle altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. En dan hierdie gedeelte waarop ons vanoggend gaan fokus. Wees altyd bly. Bid geduldig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees teenstaan nie, moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Wees altyd bly, bid geduldig, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Net 'n bietjie voor dit, beywer julle altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Nou in hierdie gedeelte is daar 'n klomp hierdie vers 16, 17 en 18 vorm amper geheel. Mense sou kon sê dat dit maklik iets sou kon wees soos 'n lied of 'n gedig wat Paulus skryf. Om altyd bly te wees is gegrond in die wete dat hierdie gemeente aan Christus behoort. En dat ons deel het aan die lewe wat God ook bied. Nou die diepste grond vir hierdie blydskap is God se genade en die gemeente moet aan hierdie blydskap vashou. Paulus het reeds opgemerk hoe hy in moeilike omstandighede blydskap ervaar het en hoe die evangelie aangeneem het en getuig van die vrug van die Gees. En dit is ook baie interessant, ons lees in 2 Korintiërs oor hoe die apostels, hoe Paulus ook spesifiek nooit sy swaar kry en sy lyding ontken het nie. Maar omdat dat die belofte van Christus se genade veel verder en dieper en wyer strek, het homself daarop beywer om te volhard in hierdie blydskap. En ek het gewonder in hierdie adventtyd, hoe sou dit wees en hoe sou dit lyk as ek en jy mense word wat met 'n vreugde wat hierop gegrondves is. Omdat dit die boodskap en die blydskap van Christus is wat ons vreugde is. In Efesiërs dan skryf Paulus daar in hoofstuk 2, maar Christus is ons vrede. Hy is die een wat die vyandskap afbreek. As ons as mense leef in hierdie tyd, in hierdie adventtyd, as mense wat gedurig met blydskap die lewe tegemoet stap. Mense wat in omstandighede, in alle omstandighede dankbaar is. Net soos by die vorige 2 temas met hoop en vrede, dit nie afhanklik is van omstandighede nie. Wys dat hierdie vreugde, die vreugde in God self,
die rede is waarom daar blydskap in ons lewens is. En dan hierdie gedeelte hier in vers 23, maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weer kom. Dit is so dat die Here ons ook toegewyd maak aan mekaar en ook aan hom, om in hierdie adventtyd mense te wees wat so leef asof daar die blydskap wat binne in ons is dit wat ons motiveer. En ek dink in adventtyd is daar 'n baie groot fokus om geskenke uit te deel of om met blydskap die seisoen binne te gaan. Dit is 'n tyd van familie en 'n tyd van blydskap en 'n tyd van vakansie en 'n tyd van net soveel opwinding en blydskap en vreugde. Maar net so goed weet ons wanneer ons hierdie seisoen afsluit, keer ons weer terug na 'n realiteit waar ons weer moet begin werk en waar ons weer moet begin om onsself op ons take as dit waar ons onsself bekwam of dit waar ons werk of by die skool. Dat ons weer terugkeer na daardie wêreld. En ek hoor gereeld en ek self en ek glo u self sal met my saamstem dat dit is dit wat ons ervaar. Ons ervaar aan die einde van hierdie tyd, aan die einde van 'n jaar voel ons hierdie moegheid en daarom is ons so bly dit kan nou net eindig. Maar hierdie blydskap wil nie hier stop nie. Hierdie blydskap van Christus, en as ons verder kyk na Epifanie, na die fees amper na Kersfees, wat gebeur daarna as mens onsself so voorberei vir die fees van die lig wat onder ons 'n werklikheid geword het. Is dit 'n tyd omdat ons Christus, ons blydskap lê daarin, omdat Christus vir ons mens geword het, Christus vir ons 'n verlosser vir ons gebore is. En dat ons nie dit uit die sig sal verloor nie. Dat ons nie dit sal mis nie. Paulus herinner hulle en vermaan hierdie ouens in Thessalonika dat hulle nie die profesie moet geringskat nie. Hy sê daar in vers 20, moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Die profesie geringskat nie. En Paulus sê dit spesifiek vir hierdie ouens omdat daar 'n klomp dwalinge ontstaan het in hierdie gemeente oor wat die Messias behels en wat die koninkryk van God behels. En dat die ouens partykeer hier met verkeerde opvattings besig was. Maar mag ek en jy in hierdie tyd as die profeet Jeremia of die profeet Jesaja praat van 'n verlosser, 'n kind wat gebore sal word. En ons in hierdie tyd, tussen die tyd na die eerste koms, Christus se koms na hierdie wêreld en die tweede koms, mense wees wat nie hierdie getuienis misloop nie. Dat ons nie dit wat met ons gebeur het geringskat nie. Maar dat ons dat God ons toegewyd sal maak om onsself so te beywer vir die belange van ons medemens en die belange van ander. Ek wonder as ons hierdie vreugde en hierdie blydskap nie net in hierdie seisoen by ons sal hou nie, maar dat ons dit saam met ons sal indra in hierdie
nuwe jaar wat vir ons voorlê. Dat ons mense sal wees wat in alle omstandighede bly is, al is die omstandighede donker. Dit is Bybelse vreugde. Die vermoë om vreugdevol te wees, ten spyte die Hebreërskrywer sê, wanneer jy beproef word, en wanneer jy swaar kry, dan moet jy jouself verbly. Jakobus sê, jy moet volhard. Ons Kersfees lyk anders as die wêreldse. Vir die wêreld is hierdie net nog 'n groot hoëgety en 'n opwinding, en dan gaan alles weer terug na normaal toe. Maar vir ons as gelowiges is ons juis besig om op 'n ander manier onsself in te stem. Om nie deur al die omhulsels en al die dinge wat met Kersfees in ons wêreld gepaard gaan, so meegevoer te word dat dit ons blydskap is. En as ons klaar die geskenke oopgemaak het en ons het klaar aan die Kerstafel geëet en ons is stadig maar seker weer besig om ons weg terug te maak na van waar ons vakansie gehou het, dat die vreugde nie daar sal kwyn en daai sogenaamde somberheid oor ons toesak nie. Wat ons mense is wat met 'n vreugde lewe, omdat Christus vir ons die belofte is, hy wat vir ons mens geword het en onder ons kom woon het. En dit ook so, mag jy, al is jy miskien op 'n plek in hierdie Kerstyd, waar jy hartseer is, waar dit vir jou baie moeilik is om vreugde te ervaar. Mag jy werklik beleef hoe dat die een wat die bron van ons vreugde is, mag jy beleef hoe dat hierdie Here in jou midde daar by jou teenwoordig word. Dat jy dit reg kry om in donker omstandighede, miskien verlang jy na iemand, miskien is dit vir jou die eerste 'n Kersfees sonder daardie spesifieke geliefde wat altyd saam met jou of saam met julle aan die wonderlike dag deelgeneem het. En dalk vir jou so moeilik om te sê geseënde Kersfees. Mag ons nie geseënde Kersfees sê sonder om die gewig daarvan te besef nie. Mag ons met daardie blydskap en daardie vreugde gaan lewe. Mag dit ons 'n blydskap wees wat ons in alle omstandighede by ons dra, omdat dit ons mense is wat leef in die aangesig van die een wat in ons wêreld kom woning maak het. En mag jy saam hierdie brief van Paulus, mag jy ervaar jy blydskap ten volle beleef, omdat jy jou oë op Christus hou. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir hierdie blydskap, dankie vir hierdie vreugde, wat ons ook in hierdie tyd kan ervaar, en ook in tye wat dit vir sommige van ons, wat dit nie 'n tyd van blydskap en vreugde is nie. Here, wil U vir ons juis daar, mag ons U teenwoordigheid juis daar beleef. O, dankie Here, dat ons in hierdie Kerstyd hierdie wonderlike nuus met mekaar kan deel. Mag ons dit so gaan leef en so met mekaar deel. Dit bid ons in U wonderlike naam. Amen. Ons sing 'n wonderlike lied. Ons sing lied 492, in U is vreugde, blydskap, vrede en vreugde. Kom ons sing dit hartlik saam.
Ontvang nou so die seën van die Here. God se hoop sal vir jou 'n anker wees te midde van wanhoop. God se vrede sal oor jou hart en verstand die wag hou. God se vreugde sal jou dra, ook in hartseer tye. God se liefde sal so 'n werklikheid in jou wees, dat ander Christus in jou sal beleef. Amen.